Nou die dag het ek 'n video gemaak oor tattoos en wat die Bybel daaroor sê en ja, in elk geval. En die van julle wat my volg het dalk die comment gesien van die dame wat gesê het dat wanneer hulle tattoos doen, dan doen hulle 'n ritual. En sulke mense is nou obviously sataniste en okay, so let's have a look at it. Okay. Nie alle tattoo artists is deel van die okkulte en satanisme nie. Is daar sulke goed in die okkulte? Ja, definitief. Daar is gebruike waar hulle die ink wat hulle gebruik byvoorbeeld sal hulle bloed inmeng of wat ook al om 'n meer hou vas op daardie persoon te hê en dit wat hulle spesifiek opsit en so aan. So ja, dit gebeur, okay? Maar julle, die Bybel waarsku ons om versigtig te wees oor hoe ons oordeel. Nou daar is baie mense wat gaan kom en sê, dit is satanisme en dis die okkult en dis dit en dit is dat. Okay. Eerstens, Susan, wil ek vir jou sê, iemand wat rarig in satanisme is, gaan jy nie weet eers dat daai persoon is in satanisme nie. Dis nie die ou wat met swart klere en swart make-up en swart naels rondloop nie. Okay? Dit is baie keer doodgewone mense. 'n dokter, 'n eiendomsagent, 'n banker, 'n musikant, 'n onderwyser. Hulle kan almal in satanisme wees en jy sal dit nie weet nie, want mense dink dit gaan oor die uiterlike. Ja, ons kry mense wat ons noem hulle dabblers is, mense wat, jy weet, hulle wil mense bang maak en skok en so aan, en nou trek hulle so aan en hulle wil pretend om so te wees. Maar dis gewoonlik mense wat net pretend. Die ouens wat besig is met die regte ding, gaan nie vir jou vertel sommer dat hulle deel is daarvan nie, en hulle is in ons samelewing. So om nou te gaan en jy sien iemand wat anders lyk of iets doen wat nou nie in jou raamwerk pas nie, beteken jy is judgmental. Matteus 7 vers 1 sê vir ons, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Wanneer ons mense beskuldig sonder enige bewyse, raak ons self deel van sonde van valse beskuldigings. Dis maklik om te oordeel omdat iemand anders lyk as wat ons gewoond is. Ons baie mense wat anders lyk. Net omdat hulle anders lyk, gee ons nie die reg om hulle te judge nie. God kyk nie na die buitekant nie. Die Here worry nie oor hoe jou hare lyk, jou make-up, hoeveel gaatjies jy in jou ore het, of jy 20 oorballe in jou oor het, of jy 'n tattoo op jou kin, op jou wang, in jou nek. God worry nie daaroor nie, want dis nie waaroor dit vir God gaan nie. Dit gaan vir God oor jou hart. Wat gaan nie in jou hart aan? Nie wat jy met jou liggaam doen nie. 1 Samuel 16 vers 7 sê, die mens kyk na die uiterlike, maar God kyk na die hart. So, om nou terug te kom na die tattoo artist, daar is vandag baie Christelike tattoo artists, wat amazing werk doen. Ek het 'n paar tattoos, en die ou wat myne gedoen het, hy glo in die Here. Hy gaan kerk toe. Okay. Daar's ook iemand op hierdie platform wat ek volg, en ek volg bitter min mense. Okay, jy kan gaan kyk. So as ek jou volg, moet jy weet. En hy is the Irish Sun. Hy's 'n tattoo artist. Hy's vol tattoos. En as jy hom vra, ek weet daar was 'n video wat hy al vertel het daaroor, jy weet wat sy tattoos vir hom beteken. Maar hy's 'n kragtige man van God
wat die woord van God verkondig met passie en waarheid. Ja, hy's covered in tattoos, maar hy dra ook die anointing van God. En hoe weet 'n mens dit? Mens sien dit in die vrug wat mense se lewens het. En jy kan sien, hy gee om vir mense. And my brother, I hope it's okay if I'm using you as an example here. Maar daai judgmentalheid van mense, o, jy tattoos, so jy's evil. O, jy dra donker make-up, jy's evil. Julle, daai is being judgmental. En die mense wat rarig in die verkeerd is die mense wat wegkruip, wie jy nooit sal weet, eintlik te mekaar is met sulke goed nie. En ek wil dit baie duidelik vir jou stel. 'n Tattoo bepaal nie jou reinheid nie, jou hart doen. Ook die dame het gepraat van wanneer hulle tattoos doen, is dit nou 'n ritual. Iets wat ek ook vir jou wil noem. Baie van ons doen rituele elke dag in ons huis. En nou is jy sê, pastoor, waarmee is jy nou besig? Kom ek vra vir jou so, as jy in die aand in die bed gaan klim, dan vat jy baie keer jou Bybel, jy lees gou-gou 'n stukkie en jy bid. Is dit 'n ritueel wat jy doen, of doen jy dit omdat jy tyd met die Here wil spandeer? En asseblief, gaan dink baie mooi, gaan bid hieroor. Want baie mense doen hierdie goed omdat dit 'n ritueel is. Dis iets wat jy gewoond is om te doen, dis 'n gewoonte. Jy doen dit nie omdat jy dit wil doen nie. Baie kerke, dit is 'n gewoonte. Dit is hoe dit moet wees en dis 'n gewoonte. Nagmaal kan 'n gewoonte wees. Miskien het jy hierdie ding van, elke einde van die week doen ek nagmaal. Doen jy dit omdat God dit op jou hart geplaas het? Of doen jy dit omdat dit 'n ritueel is, 'n rotine waaraan jy gewoond is? So ons moet versigtig wees. Ons self kan in 'n ritueel, 'n rotine verval. Want ons doen goed omdat dit 'n gewoonte is. Ons doen dit nie omdat dit iets is wat hier uit ons hart uitkom nie. So ek wil net weer vir jou sê. As jy nie saamstem met iets wat iemand doen nie. As jy nie hou van iemand se tattoos of hulle piercings of hulle klere of hulle make-up of wat ook al nie. Okay? Wees classy. Okay, wees classy, wees respectful. En hê 'n Jesus hart. As jy nie saamstem nie, hou dit vir jouself. Moenie ander afbreek of veroordeel nie. Want die Bybel sê vir ons, hoe jy oordeel, sal jy veroordeel word. Ons kan verskil en steeds met liefde en respek mekaar hanteer. Dis wat kinders van God doen. Ons verhef, ons bemoedig en ons bou op. Johannes 13 vers 35 sê, hieron sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So, ek wil jou vra vandag, en ek moes hierdie eintlik in die begin van die video gesit het, voordat jy 'n comment los op iemand se video, of dit nou hier is op YouTube, Facebook, wherever, nee, gaan dink mooi, is dit in liefde, en moenie met daai nonsens by my kom van, ja, maar die woord sê jy met mekaar teregwys, daar's sekere mense, die leiers van die gemeente, mag mense teregwys, okay? Maar ek wil jou vra, voordat jy iets sê vir iemand, of gaan comment, of wat ook al, vra vir jouself, is dit hoe Jesus dit sou gesê het? Is dit hoe Jesus dit sou gedoen het? Kom uit 'n plek van liefde of judgment uit? Asking for a friend. Lekker aand. Shalom.